asof die Here gekom het en gesê ek gaan jou nou gooi. So Donnie, wanneer het jou geloof die meeste gevorm? Ek laat nie mense baie vinnig hier inkom nie. Een ding Ja. wat dit alles in moeite werd maak. Dis Armand Dis Amorai. en welkom by Tussen Tussen Gedagtes. In hierdie eerste episode maak ons die deur oop vir luisteraars om mense agter Tussen Gedagte te leer ken. Ons deel wie ons is en hoekom ons hierdie podcast begin het en watter droom ons saam dra vir jong mense, geloof en gemeenskap. Dit is 'n warm, eerlike begin wat die toon stel vir alles wat kom. Ons is vandag hierso saam met Dani Bloem, ons jeugpastoor. Dit is 'n eer om jou hierso te hê en ons kan nie wag om hierdie gesprek met jou te begin nie. Ja, almal wel. Sê hallo vir Dani. Hallo. Goeiemôre. Hallo julle. So Dani, wat was jou eerste gedagte toe jy hoor ons begin hierdie podcast? Ek was verskriklik nervous geweest. Ek was eintlik so 'n bietjie op my senuwees want dis ek sê, joh, dis een ding om in jou gemeenskap so 'n bietjie te wees en net hierso en soos jy ken die mense en als, maar sodra jy iets op YouTube of jy sit dit op Spotify of so en dan jy reach jy reach 'n heeltemal 'n ander crowd en dis net 'n ander tipe platform en ek dink is in die onderbewussyn soos 'n ja, soos hierdie is nou real, soos hierdie kan ons nou ver vat actually. Ja, so dis nou nogal exciting, bietjie nervous, maar baie opgewonde. So Donnie, wanneer het jou geloof die meeste gevorm? Weet jy, dit was ouderdom. Hoe jy Ek dink toe ek groot geword. 3 jaar en 7 maande oud was. Goeie antwoord. Dis die regte ene. Ek kry volpunte vir daai ene. Nee, dit was toe ek 3 jaar en 8 maande was eintlik. Daai extra. Daai extra enetjie, yes. Extra kleuterskoolklas. Toe my ma my begin naskool toe stuur het. Naskool is crazy, julle. Almal moet naskool toe gaan. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is. Weet jy, daai was crazy geweest eintlik want dis in verskillende fases. So ek sou sê die heel eerste fase waar dit begin het was aan die einde van laerskool, begin van hoërskool, so toe jy so 13, 14 jaar oud was. Ofwel, toe ek 13, 14 jaar oud was. Ons was 'n baie stoute laerskoolgroep geweest. Soos regtig rof, jy weet, soos ons was die plaasseuns, ons het nie gehoor oor niks nie, soos ouers sou betaal het vir die skade. Dis ons hoef nie te stres nie. En toe ons hoërskool of toe ons einde graad 7 tref. Toe sit net soos hoorie so Dani om nou besluit te maak, gaan jy nou saam met hierdie stroompie gaan of wat gaan jy doen? En ek dink die belangrikste besluit wat ek gemaak het is almal gaan gewoonlik na een hoërskool toe want daar's 'n koshuis, so dan hoef jy nie so ver te ry elke dag en so nie. En toe kies ek 'n ander hoërskool, so toe kies ek 'n hoërskool Skoonspruit en daar was net so 'n handjievol van ons en hoe daai net geshape het en hoe ek so 'n bietjie meer by die kerk betrokke kon word en alles en ek het toe besluit om myself te laat doop in graad 8. Dis nou baie jare terug. Maar in die middel van die winter, smack damn, ek het nie geworry oor koue of niks nie, of my tande nou klap en of mense klap, ek worry nie. En van daar af is dit amper half asof daar net so verdieping geword het en ek dink met die leiding van ons pastoor en my ouers natuurlik, was daar net so lekker verdieping en die volgende fase sou ek sê was toe ek my internskap begin het by Oase en daai was nou weer heeltemal 'n ander nuwe journey want dis waar ek uit die huis uit getrek het, in 'n kommune ingetrek het tussen mense, ek moes nou navigate hierdie so wie was die skorrelgoed, wie is nou chief in charge, daai hierargie en dan om ander mentors toe te laat om in jou lewe in te spreek. So daai was nou nogal 'n challenge want ek is 'n ou wat ek spek eers so 'n bietjie. Ek kyk net eers so 'n bietjie die kat uit die boombos uit. En ek laat nie mense baie vinnig hier inkom nie. En daarso is dit amper asof die Here gekom het en gesê ek gaan jou nou gooi. Soos hierdie mense het jou, jy moet net vertrou. Anderster gaan jy as jy hulle nie toelaat nie, gaan jy net bly val. En as jy hulle nie toelaat nie, dan gaan jy nie kan
opstaan en jy gaan dit verder kan vat nie. So daai was nou nog 'n lekker geestelike verdieping. En ek dink die laaste fase was toe ek Rymse gemeente toe gekom het. Toe ek hierdie kant toe kom, wie sou nou ooit gedink het, 'n mannetjie van Hartbeesfontein waarvan niemand al gehoor het nie, kom Wesrand toe by 'n lekker church ingeskakel en ja, al hierdie fases gebeur net sommer so vinnig en daar's ons nou ek kry nou amper half die room van die kinders en soos hulle sê so ek wil betrokke wees, kan ons hierdie doen, maar dis high achieving mense en ek sê okay, kom ons mentor hierdie mense, okay, kom ons gaan aan, so dis regtig net asof daar 'n fase change was, so ja, dit was lekker. Nou dat jy praat oor dat jy by ons kerk aangesluit het, wat maak jou die mees gelukkigste oor ons jeug? Wat sien jy raak? Kom ek sê vir jou, daar's een ding wat dit alles in moeite werd maak. Dis nie die verniet hot chocolate nie, dis nie die ou ros wat partykeer te sterk of te flou is nie. Dit is nie eers die worship partykeer nie, dis nie die gaan preek by die skole of so nie, dis in 'n dood eenvoudige Dinsdag aanddiens. Ek hou daarvan om voor te staan en nou dat ons 'n tegniese span het, ek staan partykeer en ek kyk net die reaksie van die kinders teenoor die worship, teenoor die tipe liedjies en hoe ons nou op so 'n punt gegroei het. Nee, dit gaan nie vir my oor die getalle nie, maar dit gaan oor die geestelike groei wat plaasvind. So die mees vervulling oomblik is as jy sien een tiener gaan sonder dat enigiemand vir hulle sê uit hulle eie uit en hulle gaan bid vir 'n ander tiener en hulle dra mekaar op en hulle is nie bang om daai geloofstap te neem en dit uit te oefen en net soos wat Handelinge ons leer, soos lê mekaar hande op, soos obviously die ouens bedien die ouens en die girls bedien die girls. Hoe die ouer tipe tieners daai mantel opneem van oor ek is nou 'n leier hier, so ek is 'n geestelike leier. Dis net bid. Dis nie so intimiderend nie. So nou kyk ek dan kry ek altyd net so Heilige Gees tipe oomblik waar hy met my gesels. En soos weet jy, jy's op die regte plek en dis waar letterlik daai chills. En dit hang nie van my af nie. Soos ongeag of ek nou daar was of nie of daar moet wees of nie, soos Heilige Gees gaan werk en hy gaan gebruik wie ook al hy wil gebruik. En dit was nou altyd interessant om te sien wie daai stap van geloof neem en partykeer is dit net soos hierdie ou kom van niks en nêrens af. Ek kan nie eers die man se naam onthou nie, maar hy gaan bedien die mense en soos hoe hulle net reageer teenoor mekaar is dis regtig nou nog iets special. Ek love dit. Dis jy teken om na ons Dinsdag ander kerk toe te kom. Ons watch hulle. Donnie, hoekom het jy van die plaas af besluit om hier na toe te kom? Die Here het vir my gesê ek gaan my trouvrou hier ontmoet. Okay. Jy gaan nou daar kry. Ja, soos gaan Wesrand toe, hulle almal is trou. Hulle wag vir jou. As ek dit geweet het, ek weet nie of sou ek langer nie hierso wees of vroeër gekom het of net langer gebly het nie. Hoekom ek gekom het is ek was in my laaste jaar van teologiese studies en dit was net vir my so crazy. Ek is soos hierdie om te werk en te studeer is nie maklik nie. As enigiemand vir jou sê dit is maklik, hulle jok. Hulle is low achievers, hulle wil net deurkom, hulle wil nie presteer nie. Ek joke, maar in elk geval. So dit was moeilik en ek was by 'n gemeente gewees in Vanderbijl en ek kon net nie daai want obviously nou is ek in my laaste finale jaar se vakke en ek sê vir hulle so kan ek asseblief net ek kan nie hierdie meer balance nie. Ek kan nie meer hierdie hanteer nie. Ek het nou hoeveel goed gaan kyk en probeer. En ek gaan toe plaas toe en dit is amper half asof die Here my net soos daartoe gestuur het en net daar gehou het. Amper half soos is dit Elia of Elisa wat in 'n grot amper half weggekruip het en waar die Here nog steeds vir hulle gesorg het en so aan, maar waar hy uit die grot is uitgekom het en sy journey moes vervul het. En soos gesê, so maar ek is al nie klaar met jou nie. Jy het nog werk om te doen. En toe gaan ek deur so 'n paar maande se rusfase. En Herman hulle kontak my toe. Hulle sê hoorie so ons soek iemand wat ons jeug kan manage en kan hardloop en wat dalk young adults ook kan doen. En ek sê toe okay, nee, is fine. Maar
die een ding wat ek wel moet sê is, ek het vir Herman hulle gesê, kan hulle my asseblief net 'n kans gee, want ek wil nie 'n stap neem sonder dat die Here vir my gesê het, doen dit nie. En dis die eerste keer waar ek ook actually my ore moes spits, en nie in 'n manier waar jy soek vir 'n teken in alles nie. Hier is nou 'n blaar geval op ons dak, ek het nou 'n teken van die Here af gekry. Maar ek regtig net, en in daai tydperk, en Herman hulle was so rustig geweest, hulle soos, is reg, 100%, kom ons gee jou tyd, ons sal dalk 'n antwoord teen hierdie maand of teen hierdie week nodig hê. En ek journey toe met die Here, en hy herinner my aan profetiese woord wat uitgegee is in 2020 en toe weer in 2021. En ek luister toe na daai recordings en ek sê, Here, is hierdie nou die volgende stap? Hoekom word ek so opgewonde as ek na hierdie goed luister? Jy weet daai chills tipe moment waar jy weet nou, ek kry so chills hier in my nek. En ek luister dit en ek sê net so, ja Here, okay. Hierdie is dalk die volgende stap. Hierdie is nou regtig daai, nie daai volgende treetjie nie, maar net soos okay, hierdie is nou 'n Petrus wat uit die boot gaan uitklim en ek gaan letterlik nou soos Wesrand toe gaan waar dit wild is en woes en maar dit is lekker. En hoe die Here se hand net oor dit was en sy seëninge en toe sê ek okay. En ek chatte met Herman hulle, ek het confirmations gekry, rustigheid en hulle as leierskap het ook rustigheid gekry daaroor. En wat nogal belangrik is leierskap moet ook kan sê hoorie so, want die Here gesels met hulle ook. Herman sê vir my, hulle het nou al lank gesoek vir iemand en dan is daar goeie kandidaate wat op papier great lyk, maar dan is daar net nie unity in hulle besluit nie en dan sê hulle soos okay nee, waar hulle ook rustigheid gekry het en toe sê ek soos great, kom ons doen hierdie 2 jaar later, hier sit ons nou, It's baie fun. So wat is een ding wat jy soos wil bereik in ons kerk, wat is een ding wat jy wil raak sien by ons? Ek sal baie graag 'n podcast wil begin saam met die. Ek dink dis ook nogal 'n goeie idee. Dis 'n baie goeie idee. Ons moet 'n podcast begin. Hoorie. Jy sien, ons het high standards hier. Ons het amper al so 'n voorsmaakie van dit gekry. Is die Here het vir my 'n droom gegee. En ek gaan dit nou so 'n bietjie verduidelik. Waar hy amper al gesê het soos die plek en ek het hierdie droom pre-COVID gekry. Waar die idee van kerk, maar toe ek moes besluit het om teologie te studeer, toe die Here met my gepraat daaroor dat dit is waardeur ek self gegaan het en wat ek baie graag wil vervul ook. Dat kerk is amazing. Kerk is goed. Paulus kom en sê kerk is waar jy self jou energie vandaan kry, jy gekoop word en waar jy net daai honger en dors so 'n bietjie kan minder maak. Waar dit is goed vir 'n jaar, 2 jaar, dalk 3 jaar. Hy sê maar in daai 3 jaar om mense op te lei en mense te koop en met mense te journey, maar daarna moet jy hulle amper half kan uitstuur en kan wegstuur. Dis nou nie ons gaan almal missionaries maak en ons gaan hulle nou Afrika instuur en Asië en ons gaan hulle nou daai maar wat ek graag wil sien en graag wil bereik is hoe ons leiers ekoop en hoe ons leiers amper half groot maak in die kerk en daai fondasie stel en daai fondasie in hulle inplant, maar dan om dit uit te vat en net uit te gaan stuur. Hoe anderster sal 'n skool wees, byvoorbeeld as jy pauses sien hoorie so, ons het CSV maar net op 'n Woensdag byvoorbeeld, maar op Dinsdae dan is kinders nie bang om vir mekaar te bid nie, of hoorie so, hulle het nou net slegte nuus gekry, hulle ouers gaan hulle kom uitteken, voordat hulle uitgeteken word, die CSV leiers, of iemand gaan net gou kantoor toe en hulle dra daai familie op, maak nie saak of jy graad 9, graad 8, of jy nou in die klas is, en of jy nou in daai klas is, soos jy het 'n calling, jy het 'n roeping, hoe anders sal 'n skool wees, en ek dink Potchefstroom het dit reg gekry met hulle ontgroening, waar die matrieks die graad 8 se voete was. Ons het so voorsmaakie van daai gekry, hoe daai video ook net viral gegaan het, die hele Suid-Afrika. Ek is so nou chills. Hoe crazy is dit? Ek love dit. En as ek nou moet terugdink hoe anderster ons groep sou uitgedraai het en ons graad 8's, as ons net daai beginsels verstaan het daai tyd al. So dis nie ons verantwoordelikheid, ons nou as jong volwassenes of ons as die ouer leiers om vir julle te sê hoe die ontgroening is verkeerd, julle moet dit anders te doen nie. Maar net om so 'n bietjie Jesus in te bring, Heilige Gees in te bring
is nog steeds goed om sekere karaktereienskappe dalk af te breek, soos jy is nie high and mighty as jy nou graad 8 daai eerste ego. week en ja, soos jy is nog nie 'n nekkie van die plekkie nie, soos maar om te sê hoorie so daar is potensiaal, hierdie ouetjie is goed of hierdie meisie het daai potensiaal, kom ons ontgin dit eerder as wat ons dit neerdruk, want dalk gaan hulle meer bereik as ek. Ja. As hulle meer bereik as ek, dan jy geslaag, want dis wat leiers doen. Wat ek gekyk het is, en ek gaan met hierdie afsluit, is dat Link College, dus hulle het ook so 'n internship, is 'n Link Church in Ballito. Hulle het gepraat met hulle nuwe leiers wat nou inkom as interns of studente, en die hoofpastoor het gesê, mag ons plafon die vloer wees vir die volgende generasie. So ons kapasiteit mag dit die plafon wees, maar mag die volgende generasie dit gebruik as die launchpad, as die vloer, om net verder vorentoe en hoër te kan bou. En daai het by my gestiek, dus ek sê, mag dit net so wees, mag reëldeel regtig ons plafon, mag dit die vloer wees vir 'n volgende generasie, om net Jesus verder te vat. Ja. Donnie, so hoekom het jy besluit om die podcast te begin? Ek het gedog, dis 'n platform wat ons nog nie gebruik het nie, gedog. Ja, gedink, ek het gedaag. Dit was maar net so hard. Ek moet sê, Charlie Kirk het dit nogal reg gekry om dit te doen, en ons gaan nie 'n copy and paste wees nie, ons gaan nie reg kry wat hy reg gekry het nie, maar om dalk net 'n stem te bied vir tieners wat dalk nie 'n stem het nie, of wat dalk nie powerful genoeg voel om te sê hierso, ek wil graag ietsie sê, mag ek dit dalk sê, om dalk net daai deur oop te maak. Dis 'n platform wat ons nog nie regtig utilize het nie. Instagram is daar so, en Facebook is daar, en WhatsApp is daar so, en dis great en alles. Maar soos mense het goedjies nodig om na te luister terwyl hulle gym byvoorbeeld. Ouers het nodig om te hoor wat is tieners se mening rondom as hulle werk toe gaan. Hulle luister ook Jacaranda en allerlei goeders, maar ek weet dis ook goed, maar kan ons dit nie vervang met wat sê hulle tieners dalk van hulle. Soos tieners het nog steeds 'n stem, en as jy sien nou hoeveel influencers nou opduik en hoeveel influencers nou te light kom, soos kom ons wees nie een van hulle nie, maar kom ons help, want hulle wil ietsie sê, so kom ons gee hulle die mikrofoon. Wat wil jy sê? Wat is jy aan die binnekant wat jy wil vry? En wie weet, dalk gebruik die Here dit. Soos my hart en ons gebed is dat die Here dit gebruik en sê, so Here, soos hierdie is 'n stem, dis deur U geïnspireer, dis deur U gekoop. Kom ons stel dit uit vir die wêreld, en al bereik ons net daai een persoon, ons gaan nie miljoene views kry of duisende of wat ook al nie, maar as dit iets beteken vir daai een, dan is dit mission accomplished, dan is ons iemand geraak het. Yes, dan is dit alles in te werd gewees. Okay, Dani, so wat kan ons nou nog verwag van die podcast vorentoe? Dis interessant, want toe ons amper al soos 'n meeting ontbyt ding gehad het, dit was gesê, waar kan ons nou gesels wat relevant is, waar kan ons nou gesels wat regtig sal plek vind, nie net in mense se koppe of se ore nie, maar soos hier in die hart. So wat ons kan verwag is, obviously hier is nou ons intro, wat net verduidelik wie ons is, wie die stemme gaan wees, en so aan, maar wat mense kan verwag vorentoe is, hoe lyk vir romantiese tienerverhoudings, maar met Jesus. So ons het 2 couples wat in ons jeuggroep is, wat nou al 'n rukkie saam is en 'n lekker storie het, en ek het hulle klaar cross examination, ek dink hulle is legit, hulle het nee, volg net my oë, wie ek dink. Maar hoe lyk soos tienerverhoudings? Hoe kan mense dit manage? Wat is die verwagting en so aan, en hoe kan ons ouers help wat dalk in daai posisie sit? My meisie het nou 'n ouetjie gekry, of my dogter het nou 'n ouetjie gekry, hoe moet ek hom manage, hoe gaan ons, en soos dan kan daai tieners net gesels oor hoe die ouers hulle benader en so aan. So romantiese tienerverhoudings, hoe lyk seunsvriendskappe met Jesus by? Soos, is dit die rondstamp en die skree en die vloek en die kom ons moet by hierdie kuier wees, of wil jy ons moet by hierdie girl uitkom, of soos, is dit hoe dit is? Of hoe lyk seunsvriendskappe
as ons Jesus saam dien, as ons mekaar opbou deur hoe God ons opgebou het. So dit is een episode. Nog 'n episode is hoe lyk vriendinne met 'n Jesus aspek? Is dit die praat agter mekaar se rug? Is dit die ek kan nie van hoe jy met my die judgment of is dit soos wat verwag ek van 'n vriendin af uit Jesus se perspektief uit of uit 'n Christelike oogpunt uit. En dan gaan ons kyk na 'n volwasse verhouding. So is dit die wat dalk net verloof is of getroud is. Soos hoe lyk daai? Is daar enige challenges rondom dit? Want tienerverhoudings is ek moet hierdie girl trou en dan sal al twee baie jonk. En wat goed is, daar bestaan soos high school sweethearts, maar gaan jou lewe nou in mekaar in sak as daai hoërskoolverhouding nie uitwerk nie. So dan hoor ons so 'n bietjie by ouer mense wat getroud is en wat gesê het, okay nee, kom ons lig net so klein bietjie in. Wat is die verwagting na skool rondom verhoudings? En dan, ek dink daar's nou 4 wat genoem het. Wat is die 5de een? Die doopgesprek. Die doopgesprek. Daar's yes, well done. So ek het nou my hart vir die Here gegee. Ek is nou Christen. Ek gaan nou al 'n bietjie kerk toe. Kan ek as tiener myself laat doop? Is ek reg daarvoor? Hoe weet ek? Soos moet die weerlig ons huis raak slaan voordat ek Dan moet ek gedoop word. Is dit God se teken nou? Okay, hier. En hoe lyk dit? Soos van tieners wat hulle self al gedoop het. Hoe stap hulle die lewe in? 100%. Hoe stap hulle die lewe in? Ek is nog nie reg om myself te laat doop nie. Is daar iets fout met my? Moet ek nou voel ek minder nou? Wat moet ek doen? Soos dan gaan ons 'n bietjie hoor van tieners wat hulle self al gedoop het. Is baie exciting. Okay, maar ek dink ons het gehoor wat ons wou hoor van jou en jou storie. Ons is baie opgewonde vir die pad vorentoe. Ons sê baie sterkte vir jou. Dankie. Dankie dat jy vandag ingekom het. Is 'n groot plesier en dankie vir julle tyd en dat julle jouself opgemaak het en gesê kan nie wag vir die volgende nie. Julle, dit gaan crazy wees. Maar ek weet die Here gaan julle ook gebruik en ek weet die Here gaan hierdie podcast gebruik en mag dit net mense bereik en mag Jesus se koninkryk net gebou word deur wat hierso gebeur. Tot volgende keer op Tussen Gedagtes.